Baie welkom by hierdie uitsending van Bybelstudie saam met François. Ons is besig met 'n reis deur die briewe wat Paulus aan gemeentes geskryf het. En vandag staan ons stil by die brief wat Paulus geskryf het aan Filemon. Die betekenis van die naam Filemon word afgelei van die Griekse woordjie philou, wat beteken geliefde. 'n Kort agtergrond oor die brief. As jy jou Bybel oopslaan by die brief aan Filemon, dan sal jy heel aan die begin die volgende lees. Die brief is 'n suiwer persoonlike briefie aan Filemon, 'n vooraanstaande Christen in Kolosse. Onesimus, 'n slaaf van Filemon, het van sy eienaar af weggeloop en by Paulus, wat toe 'n gevangene was, uitgekom. Deur die apostel se toedoen het Onesimus 'n Christen geword. Nou stuur Paulus hom terug na Filemon toe en vra hom om vir Onesimus terug te ontvang. Nie net as slaaf nie, maar ook as broer in Christus. Dit so 'n kort en klein agtergrond. In die Bybel ontvang ons grootboeke en kleinboeke. Anders as wat mense sou verwag, is die kleinboeke en die kortbriewe nie altyd die mees bekende nie. Dit is jammer, want van die kleinboeke kan dikwels gesê word kort, maar baie kragtig. Neem Filemon. Dikwels weet ons nie meer as dat die briefie oor 'n slaaf wat vrygelaat moet word gaan nie. Dan volstaan ons met 'n konklusie dat die Bybel reeds slawerny as instelling wou afskaf. Maar daar is baie meer. Ons lees byvoorbeeld oor die krag van God. Dit het ons in 'n tyd waarin die wêreld sterker lyk as die kerk baie nodig. Ons lees van ware selfverloning wat van meelewende gemeentelewe gevra word, en dit het ons ook nodig in 'n tyd waarin ons na hernieude geesdrif en besieling in die kerklike lewe soek. Ons lees oor die voortgang van die evangelie. Dit is die punt waaroor dit in die kerk gaan. Ons moet baie deeglik daarvan kennis neem. In hierdie kort brief gaan dit oor 3 mense. In die eerste plek is daar Paulus, die skrywer van die brief. Hy is 'n gevangene in Rome, en daarom begin die brief met die woorde: Paulus, 'n gevangene van Christus Jesus. Tweedens is daar Filemon. Hy is 'n welgestelde man, woonagtig in Kolosse en 'n gesiene lid van die kerk. Derdens is daar Onesimus. Dit lyk aanvanklik asof die brief om hom draai. Onesimus was eers 'n slaaf van Filemon. Nie 'n baie goeie slaaf nie. In vers 11 staan dat Onesimus vir Filemon nutteloos was, 'n niksnut, 'n lui kerel wat eerder op straat of tussen misdadigers kon hoor. In vers 18 staan dan ook: as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op my rekening. Daar is dus skade berokken. Die meeste kommentators dink hier aan een of ander vorm van diefstal. Dit kon wel so gewees het. Die Bybel gee nie vir ons klaarheid daaroor nie. Na die misdaad het Onesimus by Filemon weggeloop en hom na Rome begewe. 'n voortvlugtende misdadiger, 'n slaaf, kon nouliks 'n beter wegkruipplek kry as in die wêreldstad Rome nie. Sy meester in die provinsiale stadjie Kolosse sou hom nooit daar kon opspoor nie. Maar Christus het. Onesimus, 'n vrygelatene van die Here. Daar gebeur 'n wonder. Onesimus kom met Paulus in aanraking. Hoe dit gebeur het, weet ons nie, maar dit het gebeur. Die slaaf word deur die woord van Paulus in sy hart geraak. Hy die niksnut, kom tot bekering. Paulus noem hom my kind Onesimus, wat ek verwek het in my boeye, vers 10. Hy bedoel dit nie letterlik nie. Dit is 'n uitdrukking wat Paulus ook elders gebruik om die vrug van sy arbeid te beskryf.
In 1 Korintiërs 4:15 sê hy van die Korintiërs: In Christus Jesus het ek julle Vader geword deur die evangelie. Dit is stellig wat Paulus ook hier bedoel. Onesimus het deur sy prediking tot bekering gekom en Paulus het hom die vroeëre niksnut met sy hele hart lief gekry. In vers 12 staan daar geskryf: Ek, dit is Paulus, stuur hom, Onesimus, na jou toe terug, en my hart gaan saam met hom. So het 'n weggeloopte slaaf 'n ware vryman geword. Nie vry in die letterlike sin nie, maar vry in geestelike sin. Onesimus het die vryheid van Christus leer ken. Hy het 'n vrygemaakte van die Here geword. Ek dink dat hierdie kort briefie in die eerste plek bedoel was om van hierdie wonder te getuig aan Filemon en aan al die ander lesers, sodat hulle die wonderlike krag van God kan leer ken. In hierdie verband is vers 15 betekenisvol. Dit lees as volg: Miskien was hy 'n kort tydjie van jou af weg, juis sodat jy hom vir altyd sou terugkry. Dit trek die aandag weg van die optrede van mense en rig dit op die voorsienige handelinge van God. Mense doen krom en skewe dinge, ook Onesimus. Maar dwars deur hierdie skewe dinge slaan God 'n wonderlike reguit hou. Hierna moet die mens soek. Paulus het dit gedoen. Filemon moet dit ook doen. Onesimus is 'n tydjie deur God van Filemon geskei, sodat hy hom vir altyd kan besit. Nie in die eerste plek as slaaf nie, maar as 'n broer in Christus. Filemon sien tog die wonderlike en voorsienige weg van God raak. God kan in niksnut van 'n slaaf, wat jou tot die uiterste frustreer, 'n geliefde broer en mede-erfgenaam maak, en hy doen dit. Ons sien dikwels die omgekeerde. Jong mense en ook oueres loop weg van die evangelie. Hulle keer soms baie beleefd, maar beslis die rug op die kerk. Hoe pynlik is dit nie, as dit in jou vriendekring of in jou familie gebeur nie. God is onmiskenbaar by magte om wat onomkeerbaar lyk om te keer. God is by magte om grove ongeloof en goddeloosheid om te keer tot die vryheid van die kindskap van Christus. In sy voorsienigheid omvorm hy 'n misdadiger vir wie daar menslik gesproke nie hoop is nie, tot 'n medewerker van die evangelie wat die hart van 'n apostel kan steel. Die brief aan Filemon roep ons op om daarop te hoop en om daarvoor te bid. 'n Versoek aan Filemon. Die bekeringsgeskiedenis van Onesimus is ten slotte ook nie die hoofsaak van die brief nie. Dit lyk of alles om Onesimus draai. By nadere beskouing blyk dit ewenwel nie so te wees nie. Die brief is nie bedoel om iets oor Onesimus te vertel nie, maar om iets van Filemon te vra. Die sprake van 'n versoek aan Filemon blyk in vers 9. Ons lees vers 8 en 9. Daarom, al het ek in Christus die volste reg om jou op jou plig te wys, doen ek liewer 'n beroep op jou op grond van die liefde. Dit doen ek, Paulus, wat 'n ou man is en nou ook 'n gevangene ter wille van Christus Jesus. Ons lees vers 10 en 11 by. Ek doen 'n beroep op jou in belang van my kind Onesimus. Hier in die gevangenis het ek sy geestelike vader geword. Voorheen was hy vir jou nie bruikbaar nie, maar nou is hy baie bruikbaar, sowel vir jou as vir my. Nader beskou lyk dit dus of die hoofkarakter in die brief Filemon is. Filemon, die man van wie ons met 'n geruste hart kan sê dat hy Christus en die kerk van Christus van harte liefhet. Ons lees vers 4, 5 en vers 7. Vers 4. Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus
en al die gelowiges bewys. Vers 7. Jou liefde het vir my groot vreugde en bemoediging gebring, omdat jy, broer, die harte van die gelowiges verkwik het. So die vraag is, wat is Paulus se versoek aan Filemon? Dit kom stuk vir stuk uit. Dit begin in vers 11 en 12. Ek stuur hom, Onesimus, terug, neem hom aan. Paulus moet dit doen, want Filemon het immers reg op die slaaf Onesimus. Paulus stuur Onesimus dus terug, maar nie sonder meer nie. Ons lees in vers 15 dat hy hom terugstuur, nie meer as 'n slaaf nie, maar as 'n geliefde broeder. Hierin lê die versoek opgesluit. As Paulus Onesimus so terugstuur, moet Filemon hom nou ook as 'n broeder ontvang. Paulus vra dit ten slotte onomwonde in vers 17. Neem hom aan, net soos vir my. Dit laat my onwillekeurig terugdink aan Jesus aan die kruis. Aan weerskante van Jesus 2 misdadigers gekruisig. Die een aan sy linkerkant wat Jesus vervloek, en dan die een aan die regterkant, wat na sy belydenis die hemelse vreugde as erfdeel ontvang, waar Jesus vir hom sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ja, amen. Baie uitleggers beklemtoon dat Paulus hier in vers 17 in werklikheid vra dat Filemon sy weggeloopte slaaf sy vryheid moet gee. Dit kan ook die bedoeling wees, maar dit is nie die hoofsaak nie. Dan het ons net op die negatiewe sy gelet. Filemon moet Onesimus nie meer as slaaf ontvang nie, maar daar staan ook positief, ontvang hom as 'n broer. Die positiewe versoek gaan heel wat verder as die negatiewe en is waarskynlik ook moeiliker om aan gehoor te gee. Paulus vra hier vir Filemon niks minder nie as aanvaarding van Onesimus as mede-erfgenaam van die koninkryk en dat hy daarom as gelyke in Christus ontvang word. Nie net Filemon self nie, maar die hele gemeente wat by hom aan huis is, moet dit doen. Appia en Archippus en al die ander. Hulle moet die verlede vergeet en met Onesimus 'n volkome nuwe begin maak. Hierdie verhaal laat my ook onwillekeurig dink aan Jesus se voltooide werk daar aan die kruis, Johannes 19 vers 30, waar Jesus gesê het, dit is volbring. Onesimus het hier die vryheid van Jesus Christus leer ken. Breek met die verlede en die hede en die toekoms is wat tel, met ons oog gefestig op die toekoms, Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Ja, amen. Die brief van Filemon is 'n brief van beproefde geloof. Paulus vra baie, niks minder nie as opoffering. Eerstens in finansiële sin, want die vrylating van 'n slaaf is kapitaalverlies. Dit is ewenwel nie die grootste offer nie. Die grootste offer is selfverloning. Hoe moeilik moes dit nie gewees het nie, Onesimus as broer aanvaar. Hy het 'n naam daar in Kolosse, hulle ken hom, hy bekeer. Vir hoe lank moet hulle sommer so 'n streep deur die verlede trek? En tog is dit wat Jesus ook vir ons daar aan die kruis getuig. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'n Streep word deur die verlede getrek, dis afgeskryf, skoongewas deur die kosbare bloed van Jesus Christus, wie Here is en Here van my lewe is. Ja, amen. So sê Paulus, so werk dit as iemand hom bekeer. Dan kook jou bloed as jy die vroeëre niksnut sien. Filemon, maar jy moet jouself oorwin. Aanvaar die deugniet. Dit is van belang om in te sien dat Filemon op hierdie manier moet toon dat sy Christelike geloof waarlik blywend werksaam is. Filemon het wel dit vroeër bewys. Hy het, so sê vers 7, die harte van die heiliges verkwik. Hy het ook 'n naam gehad.
Hy was bekend vir sy liefde en geloof wat hy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges gehad het. Vers 5 lees dan ook as volg: Omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. Dat 'n goeie naam, ewemin as 'n slegte naam, blywend is egter nie vanselfsprekend nie. Filemon moes steeds weer wys dat hy sy goeie naam as Christen waardig is. Daarom bid Paulus in vers 6 van die brief dat die gemeenskap van die geloof van Filemon kragtig mag word. Ons lees vers 6. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Moenie dink dat jy op jou lauwere kan rus as jy eenmaal die naam van 'n meelewende Christen het nie. Daar kom telkens 'n nuwe opdrag waarin jou geloof moet blyk. So 'n opdrag kry Filemon nou as hy gevra word om Onesimus volkome in sy nuwe staat te aanvaar. Daarom staan in vers 6 dat dit die gemeenskap van die geloof van Filemon is wat kragtig moet word. Paulus het daarmee baie duidelik die gemeenskapsbeoefening met Onesimus as broeder geworde misdadiger voor oë. In hierdie gemeenskapsbeoefening moet Filemon dit wat Onesimus misgaan het van harte vergewe en hy moet sy berou van harte aanvaar. Hy moet dit alles nie uit dwang nie, maar vrywillig doen. Vers 14 lees as volg: Maar ek wou niks sonder jou instemming doen nie, sodat jou weldaad nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse. En as Filemon dink hy kan nie, dan moet hy daaraan dink dat hy aan Paulus baie verskuldig is. Hy is homself aan Paulus verskuldig, sê vers 19 en vers 20. Hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal betaal. Ek hoef jou natuurlik nie daaraan te herinner dat wat jy is, jy aan my te danke het nie. Ja broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns, maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. In hierdie verband beteken dit, hy is sy lewe, by name sy geestelike lewe, aan Paulus verskuldig. Daarmee verval 'n teeneis vir skadevergoeding teen Onesimus. Die brief aan Filemon getuig daarvan dat ons mekaar moet aanvaar as geliefde boeties en sissies in Jesus Christus. Ons lees die kort briefie aan Filemon dikwels as motivering vir die afskaffing van slawerny. Dit moet egter duidelik gestel word dat dit nie daaroor gaan nie, al het die brief heel wat te sê in situasies van onderdrukking en misbruik van gesag. Die brief is naamlik 'n pleidooi vir voortgaande geloofswerksaamheid in onderlinge aanvaarding van mekaar. Ons moet toegee dat ons krag nie altyd daarin lê nie. Hoe moeilik sien ons nie soms van ons vooroordele af nie. Hoe moeilik vergeet ons wat iemand in die verlede gedoen het. Hoe bly ons hamer op slegte behandeling wat ons gekry het, op onreg wat 'n kerkraad aan ons gedoen het. Dit terwyl ons moet besef dat ons almal skuldenaars van Christus is, wat mekaar nie kan verwyd nie. Dit is van belang in ons persoonlike en kerklike verhoudinge. Ons moet mekaar nie etiketeer, name noem nie. Dit skep verdeeldheid. Ons moet bereid wees om in Christelike aanvaarding na 'n ander se standpunte te luister. Ons moet bereid wees om te sê, ek is jammer. Ons moet bereid wees om te sê, ek vergeef jou. My liewe boetie en sussie in Christus, bereid wees is van belang vir ywer en geesdrif in kerklike situasies waarin ons nie almal eenders dink nie. Dit is van belang wanneer ons opnuut in kerklike samesprekings in gesprek tree met broers en susters met wie ons in die verlede nie meer kon saamstem nie. Dit is van belang wanneer ons in 'n tyd van globalisasie
Christene met ander tradisies en kulture as ons eie ontmoet. Dit is 'n saak van gehoorsaamheid om in onderlinge aanvaarding binne die norm van Gods woord voortgaande geloofsgehoorsaamheid te beoefen. Geloofsgehoorsaamheid is 'n groot woord. Dit laat my dink daar in die Ou Testament toe Miriam en Aaron vir Moses aangevat het oor sy vrou. Hoekom het hulle dit gedoen? Want hulle het vir hom gesê, sy is anders. Sy was swart. Sy was swart. En die Here kom op vir Moses en sê vir hulle, los hom uit. Geloofsgehoorsaamheid, my liewe boetie in Christus en my liewe sussie in Christus, onderstreep jou verhouding in gehoorsaamheid aan God, vandag en vir altyd. Jy gaan nie hemel toe, omdat jy 'n wit of 'n swart vel het nie. Jy gaan hemel toe, omdat jy onvoorwaardelik in Jesus Christus glo, die geliefde seun van God, en dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. As jy onvoorwaardelik glo dat hy uit die dood opgestaan het, hy het opgevaar na die hemel, en die woord sê hy sit aan die regterhand van God, vanwaar hy sal kom om weer te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek sê dit weer, Christelike aanvaarding van ander se standpunte en hoe hulle lyk, is van belang vir ywer en geesdrif in kerklike situasies, waarin ons nie almal eners dink nie. Dit is van belang wanneer ons opnuut in kerklike samesprekings in gesprek tree met broers en susters met wie ons nie in die verlede saam kon stem nie. Dit is van belang wanneer ons in 'n tyd van globalisasie Christene met ander tradisies en kulture as ons eie ontmoet. Dit is 'n saak van gehoorsaamheid om in onderlinge aanvaarding binne die norm van God se woord voortgaande geloofsgehoorsaamheid te beoefen. Ek het dit herhaal, dit is van belang in Jesus se naam. Ja, amen. Nog is nie alles oor die doel van die brief aan Filemon gesê nie. Aanvanklik lyk dit asof Onesimus die hoofkarakter is. Dit het geblyk nie so te wees nie. Filemon word aangespreek en 'n versoek word aan hom gerig. Hy moet Onesimus as geliefde broer aanvaar en nie as slaaf nie. Waarom die laasgenoemde? Gaan dit noodsaaklikerwys saam as broer aanvaar en vrylaat? Ja, sê diegene wat in die brief 'n pleidooi vir die afskaffing van slawerny sien. Daarin sien ons die omvangryke en maatskappy-kritiese aspek van die brief. Die een gaan nie sonder die ander nie. Die vraag ontstaan waarom Paulus hierdie twee sake nie in sy ander briewe aan mekaar verbind nie. Wat hier geld, moet immers ook elders geld. Wanneer ons die brief van Filemon nog eens oorlees, blyk dit dat die versoek vir die vrylating van Onesimus en aanvaarding van hom as 'n broer 'n bepaalde doel het. In vers 21 sê Paulus, in vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê. Wat is hierdie meer wat Paulus verwag? Mens moet dalk bietjie daaroor gaan sit en dink en top, maar 'n goeie begryper het weer eens 'n halwe woord nodig. Die meer is dat Paulus Onesimus vir homself wil hê. Paulus het hierdie punt inderwaarheid reeds in verse 11 tot 13 geopper. Heel skerpsinnig staan daar in vers 11 dat Onesimus nou vir Filemon baie nuttig is, maar ook vir hom, Paulus. Hy stuur hom terug, maar wou hom eintlik by hom hou, sodat hy my, dit is Paulus, in die boeye van die evangelie kan dien, vers 13. Eintlik het Paulus Onesimus self nodig, by name vir die prediking. Onesimus moet deur Filemon vrygelaat en as broer aanvaar word, sodat Onesimus uiteindelik beskikbaar word vir die diens van apostoliese
prediking. Nou gaan daar ook in vers 22 gelig op. Paulus hoop om uit sy gevangenskap ontslaan te word en na Kolosse toe te kom. Dan moet Onesimus reeds 'n vryman wees om by Paulus in diens te tree. Daardie voordeel, sê vers 20, hoop Paulus om van Filemon te verkry in die Here. Op die keper beskou is dus nog Onesimus, nog Filemon die hoofkarakter in die brief, maar Paulus self, beter gestel. Die hoofsaak van die brief is nie die een persoon of 'n ander nie, maar die voortgang van die prediking van die evangelie. Elkeen moet dus daarvoor gereed wees. Daarvoor moet Onesimus die slaaf vrygelaat word en daaraan moet Filemon, die vry en welgestelde man, hom as diensknegt verbind. Daartoe moet hy tot geestelike en materiële offers bereid wees. So kan hy 'n ware mede-arbeider wees, sê vers 1, saam met Epafras en Markus en Demas en Lukas, almal mede-arbeiders. Hierin moet ons ook verenig wees. Hoor gou, dit gaan nie in die kerk oor die een of daardie een nie. Dit gaan nie oor hulle wat uitsonderlike bekeringsgeskiedenisse soos Onesimus het, of oor hulle wat in geloof in meelewing uitblink soos Filemon nie. Dit gaan daaroor dat ons diensbaar stel vir die voortgang van die prediking. Daarvoor moet ieder en elk gelowige offers bring, selfverlonend en opofferend. Dit is so belangrik in 'n tyd van toenemende egoïsme. Niemand behoort homself te soek nie, maar die voortgang van die prediking van die evangelie. Dit bring vurige ywer in die kerk, onder die erenaam mede-arbeid. Ja, amen. Hoe maak ons hierdie kort briefie aan Filemon prakties uitvoerbaar vandag? Jesus het 'n opdrag gegee daar in Matteus 28. Ons lees vers 16 tot 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde, en hier kom dit, vers 19. Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ja, amen. Dit is die opdrag aan elkeen van ons, soos aan Filemon en Onesimus. Ons moet mekaar aanvaar, net soos ons is. Jesus het ons lief net daar waar ons is, net soos ons is. Ons opdrag is om mekaar te ondersteun en om uit te gaan en disippels te gaan maak in die naam bo elke naam, die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Ja, amen. Wat 'n prachtbrief deur die Heilige Gees in die Bybel vir ons opgeneem. Gaan lees dit self weer rustig deur. Ontvang die priesterlike seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Tot volgende keer, wees geseënd in Jesus naam. Jesus en ek is baie lief vir elkeen van u. Ja, amen.